Geliefdes, kom ons gaan na ons enigste bron vir lewe en geloof, die woord van die Here. En wel dan in besonderlik na Matteus 7 vers 13 tot 23. Nou, ek wil net verduidelik hier, dit binne konteks plaas, hierdie teksdeel is die slotdeel, die afsluiting van Jesus se lering in die bergpredikasie. Hier bring hy met andere, dit wat hy in Matteus 5 begin het, bring hy hier tot 'n slot, tot 'n afsluiting. En hy sê dan aan sy volgelinge, nou dat ek al hierdie koninkryk beginsels aan julle meegedeel het, julle geleer het wat dit is. Daar waar ek vir julle gesê het, hoe om as volgeling van God te lewe. Meer is dit hoe om as geroepenes, as geliefdes, soos wat ons in Romeine gesien het, geroepe heiliges, kinders van God te lewe. Dan sê Jesus, en wil ek nou julle aanmoedig, maar ook waarsku om nie hierdie lering te ignoreer nie. En ek wil hê dat ons dit baie duidelik moet verstaan, geliefdes, dat dit wat Jesus in die bergpredikasie van Matteus 5 tot 7 en in die ander evangelies, die soortgelyke dele, is werklik sy lering oor wat dit is om as gelowiges in die koninkryk te lewe. Daar het hy gesê, hier is dit, hier is my voorskrif, hier is God se voorskrif, so moet julle lewe. En dit is nie so sommige ander kerke beweer, dis vir die toekoms of daar ergens nie, dis vir nou, hoe om nou as gelowige te lewe. En dan wat Jesus dan ook dan by implikasie hier byvoeg julle, dat julle moet verstaan, die uitleef van hierdie waarheid is juis die bewys dat julle wel ware gelowiges, ware kinders van God is. Hoe weet julle of julle werklik in die geloof staan? Lewe julle volgens hierdie beginsels wat daar in die bergpredikasie gevestig word. Lewe julle daar volgens? Dis die vraag. Nou kom ons kyk na die teks in Matteus 7. Vers 13. Dan begin hy in hierdie slotdeel, die afsluitende deel. En let wel wat ek gesê, hier sê hy nou, dis hoe julle dit moet toepas. Gaan in deur die noupoort. Watter noupoort? Die poort van lewe alleenlik in Jesus Christus. En die poort van hoe om as gelowiges te lewe. Gaan in deur daardie noupoort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Dis die maklike ene. Dis die highway. The highway to hell. En daar is baie wat daardeur gaan. Vers 14, want die poort is nou. En die pad is smal, wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Dit is ons fokusvers vir die dag. Maar kom ons gaan verder en ons lees nog in vers 15 ook. Maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, en van binne roofsigtige wolwe is. Nou, hulle het ander dinge in gedagte vir julle. Hulle wil julle verorber, julle moet deel van hulle word. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hoe lewe hulle volgens God se woord? As ons dit prakties wil toepas, die valse profete in skaapsklere, is hulle mense wat die woord van God verkondig en daarvolgens lewe en daarvolgens hulle kerk bedryf. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dissels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte. Maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Maar kom ons by vers 21 wat skrikwekkende vers is. Nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel. Maar daar is mense wat verward is. Maar hy wat die wil doen van my Vader,
wat in die hemel is, hy sal wel ingaan in die koninkryk neem. Maar wat sê hy vir jou? Wat sê Jesus hier? Daar's baie wat verward is. En die baie is, in die Grieks is dit 'n woord wat op die meerderheid dui. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie wonders gedoen nie? Kyk wat is daai vers 22. Alles aspekte van die godsdienst van ons tyd. Al hierdie dinge is aspekte van die godsdienst van ons tyd. Godsdienst en nie geloof nie. Tref daardie onderskeid. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. Julle wat die wet van God oortree. En ons gaan nie nou na die volgende verse toe nie, vanaf vers 24 tot 27, bevat dan daardie besondere deel waarna ons onlangs gekyk het, daardie waarskuwing om jou huis op die rots te bou en nie op sand nie. Ons gaan later wel weer na hom toe teruggaan, maar neem maar net kennis daarvan. Maar dis alles deel van hierdie slotrede van Jesus, om te sê, ek het nou vir julle die lering gegee, lewe nou daarvolgens. Kyk net gou hier. Ek weet nie of ek hom aangesit. Goed. Nou kom ons kyk na die konteks van hierdie skrifdeel. Ek het reeds genoem as die slotdeel, die afsluiting van die bergpredikasie, waar gehoorsaamheid aan Jesus se lering teenoor ongehoorsaamheid opgestel word. Nou as ons gaan na die begin van die bergpredikasie, dan Matteus 5, blaai gerus daarna, Matteus 5 vers 1, daar waar Jesus met die bergpredikasie begin, ons lees daar, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond oopgemaak en hulle geleer en gesê, hier begin die werklike bergpredikasie, die bergrede, die lering. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dan dit wat daarop volg. En dan reg aan die einde van die bergpredikasie, wil sê selfs nog na hierdie deel wat ons as ons skrifdeel vir vandag het, Matteus 7 vers 28 en 29, blaai gerus daarna toe. Matteus 7 vers 28 en 29. Nou lees ons, goed, in 5 vers 1 het ons gelees, Jesus het gaan sit en hulle begin leer. En nou lees ons in 7:28, en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verstom of versla oor sy leer, oor dit wat hy geleer het. Want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, autoriteit het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Nou, ons kan glo dat hulle verstom was, totaal verstom, waarskynlik uit die veld geslaan was oor hierdie lering, want dit is so anders as die skrifgeleerdes en die Sadduseërs en die Fariseërs, wat uiterlike gehoorsaamheid gevra het en daarmee tevrede was. Maar hier kom Jesus en hy sê, nee, dis nie hoe dit is nie. En die hele bergrede, die bergpredikasie, die boodskap daar is, om dit gaan oor wat jy in jou binneste aangaan, teenoor God, jou verhouding met God. Want Jesus self is hier die bron van waarheid, van die waarheid wat hy aan hulle gebring het. Hy is die verpersoonliking van heiligheid wat hy aan hulle voorhou as dit waarna die gelowige moet strewe. Met ander woorde, hy is die waarheid van die woord wat hy gepreek het. En hy is die heiligheid wat hy van hulle verwag om te word deur gehoorsaamheid aan die woord. Hy is daar die bron van alles. En dan weet ons ook, hy het dit met verskeie en wonderlike wonderwerke bevestig, dwars deur die 3 jaar van sy ministry daar. Met ander woorde, hier in hierdie bergrede vind ons dus bevestig deur sy woorde en sy dade, dat hy is waaragtig God en sy waarheid is waaragtig. Dit is ewigdurend en dit is heilig. En dit is hoekom hulle verstom was oor hierdie soort lering.
En dan sê dit vir ons ook, want dit is hoe elke gelowige eintlik verstom moet wees oor die lering wat in God se woord gevind word. Wanneer jy daar is as in jou persoonlike Bybelstudie, of wanneer jy sit onder die prediking van die woord, op watter manier ook al, digitaal of persoonlik in die kerk. Ons moet totaal beïndruk wees, meer verstom wees, dat dit is God se waarheid wat na ons toe kom. En miskien is dit juist die probleem van 'n groot deel van die kerk, dat hulle nie meer verstom is oor die waarheid nie. Want is dit dan omdat die waarheid in die woord, dat dit enigszins swakker geword het? Nee. Miskien is dit omdat dit nie meer in die krag van die Heilige Gees gepreek word nie. Dat daar die oortuiging daar is, dat dit is hoe ons moet lewe. En nou kom Jesus en hy sê, na die bergpredikasie, na hierdie baie spesifieke lering, om te sê, so moet julle in die koninkryk van God lewe, sê hy dan, so moet julle lewe, en in julle lewe moet julle voortdurend die wêreldse beginsels en die wêreldse wyses en die wêreldse waardes verwerp. Julle moet dit verwerp, julle moet daarteen kies. Hoekom? Want hy sê dit baie duidelik, dit lei na die dood. Dit lei na die dood. Onthou dit, geliefdes, dit is hy, Jesus, wat die weg en die waarheid en die lewe is, soos wat hy in Johannes 14 vers 6 gesê het. Die weg, die waarheid en die lewe in hom alleenlik, en in sy lering alleenlik. Dit is hy wat die lydensweg na die kruis geloop het, om sy lewe te gee, terwille van die geroepenis van Jesus Christus, die geliefdes van God, die geroepe heiliges. Romeine 1 vers 6 en 7. Dit is hy wat hierdie lering gebring het oor hoe om in God se koninkryk te lewe. Maar hierdie lering gaan nie net oor die koninkryksbeginsels nie. Dit spel ook baie duidelik uit wat gebeur wanneer dit geïgnoreer word. Wanneer mense hulle nie meer daaraan steur nie, of dalk nog nooit daaraan gesteer het nie, nog nooit as die waarheid, as God se waarheid aanvaar het nie. Met ander woorde, soos wat hy hier aan die einde van Matteus 7 sê, daar die huis wat op sand gebou is, Matteus 7 vers 25 en 26. Die huis wat op sand gebou is. En dan vat ek julle terug na die angswekkende woorde van Jesus in Matteus 7 vers 21, wanneer hy sê, nie elkeen wat vir my Here, Here sê, sal ingang in die koninkryk van die hemel nie. Nou maar julle kan dit maar uiterlik doen in oppervlakkig lewe, maar as julle nie uit die hart uit lewe, uit die oortuiging lewe van God en sy waarheid nie, dan sal julle nie die koninkryk sien nie. En kyk wat volg daarop in vers 22 tot 22 en 23. Baie sal vir my in daardie dag sê, Here, maar kyk net na alles wat ons nou gedoen het, ons het dit selfs in die kerk gedoen. Ons het al hierdie wonderbare wonderwerke hier gedoen. Ons het in tale gespreek en ons het al daardie goed wat hulle claim om te doen, waarvan daar so min bewyse is. Maar sê Jesus, ek vir julle, sê, gaan weg. Romeine 10 vers 2 beskryf mense wat hierdie stellings maak, om te sê, maar ons het al hierdie goed in U naam gedoen. Waar skryf Paulus, hulle het 'n ywer vir God, maar sonder kennis. Hulle weet regtig nie waaroor dit gaan nie. Hulle het nog nooit besef nie. En dan kyk ons ook na wat Jesus in Johannes 4 vers 23 en 24 gesê het. Kyk gerus daarna. Johannes 4 vers 23 en 24. Waar hy sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. En dan vers 24, God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. En dis hoekom ek net nou gesê het, is dit dat die kerk of 'n groot deel van die kerk die waarheid mistas, nie het nie,
nie lewe asof dit die waarheid is nie, omdat dit nie in waarheid en in gees plaasvind nie. En dis die belangrike, die waarheid in waarheid en in gees. Johannes 6 vers 44 gaan ons dan verder en dan lees ons daar: niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Maar dit is die waarheid van die evangelie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Hy sal sekerlik die heerlikheid saam met my belewe. Vers 45. Dit is geskrywe in die profete. Ek sal hulle almal en hulle sal almal deur God geleer wees. En elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Maar jy hoor die waarheid van God se woord. En jy vat dit as die waarheid vir jou lewe. En daarom sal jy na Jesus toe kom. Aan die einde. Met hom wees. Vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Het dit. Maar kom hy weer met daardie stelling in vers 48. Ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Die lewegewende brood. En dan herinner hy hulle, julle vaders het manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Maar daardie brood wat hulle ontvang het, was nie die brood van die ewige lewe nie. Dit was fisiese brood. En dan vers 50 dit, die brood wat ek is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Nie sterwe nie. En vers 51 beklemtoon, hy herhaal dit weer, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, hierdie waarheid aanvaar, hierdie waarheid leef, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ek gaan met antwoorde, die pad wat ek loop, is die pad om te sterwe, sodat julle van julle sondes gered kan word. Kom ons gaan terug na ons teks in Matteus 7 vers 13 en 14. En nou, hier aan die einde van die grootste boodskap ooit gepreek, hierdie bergpredikasie, hierdie bergrede van Matteus 5 tot 7, hier sê Jesus, gaan in deur die nou poort. Met ander woorde, julle het my woord gehoor, julle het my boodskap gehoor, en dit is die poort, die nou poort, na die ewige lewe. Daar is nie 'n ander poort nie. Die ander poorte is die pad na verderf, maar my woord wat ek vir julle gee, en dit wat ek nog gaan doen, volgens God se woord, is die nou poort na die lewe, nie 'n ander ene nie. Daar is nie 'n ander poort nie. Dit is die nou poort. En dan sê hy by implikasie, nou moet julle besluit. Gaan julle my woord, gaan julle my boodskap gehoorsaam? Hierdie boodskap wat ek vanaf Matteus 5 tot 7 nou gepreek het, dit was uiteraard nog nie so genoem in daardie tyd nie, maar die hele inhoud van die bergpredikasie, gaan julle hierdie boodskap gehoorsaam? Gaan julle so lewe? En geliefdes, ons moet weet, dwars deur hierdie boodskap was dit duidelik. Daar's twee teenoorstaande boodskappe in hierdie wêreld. Dis nie dat Jesus gekom het in 'n unieke, ja, dit was uniek in alles, ja, merkwaardig alles. Maar daarteenoor is dit nog steeds die stryd wat by Adam en Eva begin het. Is nog steeds die stryd waarop God in Genesis 3 die verlosser beloof het. Maar die stryd het aangegaan. En dit sal aangaan tot en met die finale daging van Satan. Die boodskap wat teenoor God se waarheid staan. Ou Testament en Nuwe Testament. Die boodskap wat God se waarheid openeer. En dit is vandag selfs in die kerk. Op 'n groot skaal is die groot aanval juist dan vanuit die kerk
en nie vanuit die wêreld nie. Want die aanslag vanuit die kerk is 'n geestelike aanslag. En die aanslag vanuit die wêreld gaan ook geestelik wees, maar dit het 'n baie fisiese inhoud. Maar die groter aanslag waarteen ons moet staan, is die aanval wat uit die verdwaalde kerk kom, as ek hulle so kan noem. Die verwarde kerk kom. Dis die groot aanslag. Twee teenoorstaande boodskappe. En beide van hulle verkondig die woord van God, en verkondig die weg na God. Dis nie met aanwoorde dat hulle nou kom en sê, maar kyk, as julle wil hel toe gaan, dan moet julle so en so glo. Nee, hulle sê vir jou, hierdie is die weg na die hemel. Hierdie is die weg na die ewige lewe saam met God. En dit is juist daarin wat die groot verleiding lê en die groot misleiding lê, omdat dit so naby is, maar dit is nie die volle waarheid nie. En daarom is ons standpunt in hierdie lewe, het ons nie plek vir 'n kompromis nie. Ons kan nie sê, ja, ek glo die woord van die Here, maar hier gaan ek dit nou 'n bietjie anders behandel. Ek gaan dit kontekstualiseer en ek gaan dit meer in verband met die moderne lewe bring. Nee, geliefdes, God se waarheid is onveranderlik. Daar's nie 'n ander waarheid wat ons kan sê, ja, miskien moet ons in die lig van die moderne lewe dit bietjie anders verstaan. Nee, God is onveranderlik. Sy woord, sy waarheid is onveranderlik. Hoe kan ons anders te kies in hierdie lewe? En dan weet ons, 'n groot deel van die kerk is verward omdat hulle aan 'n werke redding glo, dat jy deur wat jy doen gered kan word. En deur die dinge wat jy kies in die lewe gered kan word. Maar ons weet dat die evangelie baie duidelik is, dat die geloof wat 'n gelowige het, is 'n geskenk van God, soos Efesiërs 2 vers 10 dit so duidelik stel, wat ons so by herhaling oor en oor gehoor het. So die een vereis dat jy iets moet doen, die ander een vereis dat jy niks, nie vereis nie, maar sê dat jy niks kan doen nie, en dat jy moet besef dat jy niks kan doen nie, want waarmee het Jezus die bergpredikasie begin? Wat was die heel eerste woorde? Salig is die armes van gees. Want jy moet weet, jy kan jouself nie red nie. Jy is arm van gees. Jy besef hoe sondig jy is en hoe onkapabel jy is om enigiets aan jou redding te doen. Dis wat hy daarmee bedoel het. Die ware evangelie sê duidelik, jy is geheel en al afhanklik van God vir redding, en jy moet jou geheel en al op hom werk vir redding, en op hom werk vir sy waarheid, om jou lewe te beheers, om jou te lei na die heilige lewe wat hy van jou vra. Geen kerklidmaatskap, geen seremonie of aksie of handeling of jou goedheid of iets wat jy gedoen het, kan jou red nie. Dis alleenlik die genade van God, wat deur Christus Jesus na jou toe kom. Daarom moet jy sy waarheid jou waarheid maak en dit uitleef. Dis wat Jesus dan in die bergpredikasie sê. So moet jy leef en lewe dan nou so. Kies nou hoe jy wil lewe. Ek het nou vir jou gesê jy moet lewe, gaan in deur die nou poort. Die twee poorte is daar, hulle is langs mekaar, hulle is so naby aan mekaar, maar kies die nou poort. Nie die gemaklike ene nie, die nou poort. Nie die breë weg nie, die nou weg, die smal weg. Die nou poort van redding alleenlik op grond van God se geopenbaarde waarheid. Dis die poort na die smal weg, waardeur jy tot by God kan kom. Die breë weg lei jou na die ewige verderf. En ons moet nie daaroor twyfel nie, dit is niets anders nie. En ek sien die breë poort sê vir jou, dit wat jy doen, en wat jy ook lewe, is haalbaar, is bereikbaar. En jy moet gemaklik aangaan, en moenie so eng wees nie. Maak dit maklik vir jouself, en ag, kom ons wees maar net lief vir mekaar, en dis al wat God van ons vra.
Maar dit is nie al wat God van ons vra nie. God sê, ek is heilig en daarom moet jy heilig wees. Wat het daarvan geword? Daar's niks moeiliker in hierdie lewe as om te sê, ek gee alles op. Dit is moeilik. Laat ons eerlik wees, nie geliefdes. En vir die klomp geleerdes was die klem voortdurend op die onderhouding van die wet, sodat hulle as wetsonderhouders gered kan word. Dit was waar in Jesus se tyd met die fariseërs, die sadduseërs en die wetsgeleerdes, die skrifgeleerdes. Maar nou in ons dag, wat is die spreekwoord? Nie onderhou die wet nie, maar wees net lief vir almal. Dis al. Verdra alles, wees net lief vir almal. Jy sien, dit is juist Satan se strategie om sy vervalste geloof aan die mens af te smeer. Om het vir jou maklik te maak om as gelowige te lewe. Maar dit is juist wat Jesus hier in die bergpredikasie verdoem het. En as ons nou kyk hoe hy met hulle gehandel het, en ek kan nou nie al die skrifverwysings gee nie, maar as ons net kyk wat hy gedoen het, hy het hulle manier van bid veroordeel, hy het hulle manier van gee veroordeel, hy het hulle tempeldiens veroordeel, hy het hulle manier van aanbidding, van worship veroordeel, hy het al daardie dinge aangevat wat hulle gedink het, veilige, goeie dinge is, waardeur hulle God dien. Want solank hulle dit net doen, of wat maak die saak regtig goed nie, sonder om by God se waarheid uit te kom. Sonder om by God se waarheid uit te kom. In Romeine 3 vers 20 sê God se woord vir ons so duidelik, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding, en dan kan ons daarbij voeg, of enige onderhouding van enige ander ding, deur God vrygespreek word nie, behalwe waaraan die waarheid van God te gehoorsaam. Sy woord te gehoorsaam. Maar Jesus het gesê, hierdie dinge beteken niks. Hy het dit vir hulle gesê, julle sadduseërs, fariseërs, julle skrifgeleerdes, dit wat julle doen beteken niks. Dit beïndruk God nie. Daar's geen redding daarin nie. Daardie dinge wat julle doen, het slegs waarde wanneer dit vanuit 'n oorgegewe hart aan God se waarheid kom. En dan sal jy dit wil doen, maar God ken die hart. En dan het hy hulle na die beginsel van sy woord geneem, God se woord geneem, waar hy dan gesê het, onthou aan die begin, Matteus 5 vers 3, die eerste werklike teaching in die werklike lering in die bergpredikasie, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dis hoe die bergpredikasie begin, ek sê dit weer. Salig is hulle wat weet, hulle het geen meriete, geen verdienste, geen regverdiging om God aan te bied vir die vergifnis van hulle sondes en om die ewige lewe te verkry nie. Hulle weet hulle is sondig na die aard van Adam en Eva, met ander soos wat God dit in Genesis in sy woord dit stel. Wat het van daardie feit geword? Dat die mens nog steeds, die ongeredde mens, lewe nog steeds onderhewig aan die sonde van Adam en Eva. En die finale oorwinning wat Jesus aan die kruis behaal het, en wat toegepas gaan word met die wederkoms van Jesus, dan sal die sonde werklik verdwyn. Maar intussen is elke kind wat gebore word, nog steeds onderhewig aan daardie sonde. Die aard van die mens. Maar 'n kerk wat nie 'n evangelie van redding verkondig nie, en vir jou sê, maar jy kan deur kerklidmaatskap of enige ander ding kan jy gered word. Nee, daar's nie redding daaraan nie. Want dit kan nie aan die aard van die mens, sy sondige aard, wat hy van Adam en Eva geërf het, hy kan niks daaraan doen nie. Alleenlik redding in Jesus Christus, as jou redder en zaligmaker, kan jou verander. En dit is dan waarom Jesus dan hier aan die einde van die bergpredikasie sê, kies nou.
As hy sê, gaan in deur die noupoort. Verstaan mooi, jy staan voor 2 poorte. Gaan nou in deur die noupoort. Jy wat die ware gelowige is. Gaan wandel daar die noupad. En gee julle oor aan hom wat God gestuur het om julle te red. En daarom kontrasteer Jesus dan vals geloof met ware geloof, en hy sê vir hulle, daar is 2 poorte, die breë poort, die smal poort, die 2 weë, die breë weg, die smal weg, 2 eindbestemmings, die lewe of vernietiging, die ewige hel, 2 groepe mense, die menigte, en dan die enkeles, die baie eintlik, die weg na die dood kies. 2 bome, die vrugbare, die onvrugbare, 2 soorte vrugbare, 2 soorte vrugte, die goeie en die slegte. 2 maniere van dinge doen, die praters en die doeners. 2 soorte bouers, die wyse en die dwaase, die sand of die rots. 2 soorte fundamente, 2 soorte huise, dit wat bly staan in die storm, of dit wat weggevee word in die storm. Dwars deur die bergpredikasie is dit wat voorgehou word. 2 soorte, 2 waarhede, maar een is God se waarheid, die ander is 'n onwaarheid. Dit is eintlik 'n eenvoudige kontras wat voortdurend teenoor mekaar gestel word, maar dit is 'n ware opsomming van wat in die geloofslewe aangaan, geliefdes. Elkeen moet kies, die breë poort, die smal poort, die breë weg, die smal weg. Kom ons kyk net vinnig na die 2 poorte. Gaan in deur die Matteus 7 vers 13. Gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Daar's baie wat daardeur ingaan. Die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Daar's min wat dit vind. Daar's min wat dit vind. Dis nie geloof en ongeloof nie. Dis nie Christendom en die heidendom nie. Dis ware geloof en vals geloof. Verstaan julle die verskil? Ek sê weer, dis nie geloof en ongeloof nie. Dis nie Christendom en heidendom nie. Dis ware geloof en vals geloof. Albei wys die weg na God. Albei beloof die hemel en die ewige lewe. Met andere, albei hierdie is binne die kerk aan te tref. Maar die opdrag is duidelik, gaan in deur die noupoort van God se waarheid, wat 'n eng waarheid is. Maar die allerwaarheid, die bevrydende waarheid is die enigste waarheid waarin daar ewige lewe is. Die breë poort lei na die dood. Die breë weg lei na die dood. Die maklike pad lei na die dood. So as jy nie jou eie en die wêreldse idees en wysheid opgee ten einde Jesus se waarheid voorop te stel nie, dan sal jy nooit die hemel sien nie, sê Jesus vir hulle. So 'n paar aspekte wat ons rondom hierdie kan sê. Jy moet ingaan. Jesus sê jy moet ingaan. Jy moet deurgaan as jy wil. Vereis 'n reaksie op die opdrag, gaan in. Daar's nie alternatief nie. Om van die poort te weet is nie goed genoeg nie. Jy moet op die kennis wat daar in die noupoort gesetel is, in die waarheid van God gesetel is, jy moet dit ken sodat jy dit kan doen. En kennis op sigself gaan nooit oor net geloof nie. Jy moet geloof as geskenk ontvang en in daardie kennis dan wat vir jou opgaan en dit glo. Ek wil sê, geloof maak vir jou 'n wêreld van kennis en waarheid oop, waardeur jy kan groei in jou kennis en verstaan van God en sy waarheid. En dis miskien juis waar die groot probleem lê. Dat die woord van God word wel gepreek, maar hy word nie in die waarheid van God se waarheid gepreek nie. Dit wil sê, dit word nooit
Die groter prentjie word nooit verstaan nie. Dit is alles maar net hier en daar vat en los. En die Gees kan nie in daardie situasie werk nie. Jy moet deur die noupoort ingaan, daar is geen alternatief. En jy moet dit wat jou kan belemmer om deur die poort te gaan, aflê, afhaal, weggooi, jy moet dit buite los. Soos iemand wat die voorbeeld gebruik het van, dit is soos 'n tolhek, 'n werklike tolhek nie, die wat ons mos baie kry nie, daar die draaihek, jy kan nie met bagasie daardeur gaan nie, jy kan net as mens daardeur gaan. So jy los jou bagasie, en dan kry jy aan die ander kant dit wat jy nodig het vir die lewe. En jy moet ook op jou, Jezus het in Johannes 10 vers 9 gesê, ek is die ingang. Nou, verstaan julle, hy het gesê, daar is die poort, gaan in deur die noupoort, en as hy in Johannes 10 vers 9, ek is die ingang, ek is die poort, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. My waarheid sal gered word. Maar dan ook die volgende waarheid, jy moet ook op jou eie deur die poort ingaan. Dit is nie 'n groepsaktiwiteit nie. Jy kan nie op grond van die feit dat jou familie gelowig is was sê dat jy gered is nie. Jy kan dit nie erf as 'n erfskat nie, of 'n erfdeel nie. Om deel te wees van 'n volk of 'n kerk of 'n denominasie of 'n gesin of familie gaan nie vir jou die ewige lewe gee nie. Jy moet op jou eie daardeur gaan. Dit is alleenlik God se geopenbaarde woord wat jy moet vat wanneer dit na jou toe kom, wanneer daar geskenk kom. Wanneer sy Heilige Gees gegee word en aan jou as geskenk gegee word, is daardie noupoort waardeur jy niks van jouself kan saamneem. Want dit alleen gaan jou nie op die smaalweg plaas nie, of deur die noupoort laat gaan nie. Lukas 14 vers 26 het Jesus gesê, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van selfs sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Die keuse is daar. Is jy bereid om al daardie geliefdes op te gee, terwille van jou eie lewe? Kerk van vandag, die kerke van vandag probeer om die evangelie en redding en Christendom so maklik en so tegemoetkomend moontlik te maak, met andere 'n wye, breë weg, 'n wye poort, 'n groot poort. Maar Jesus het dit nooit gedoen nie. Hy het altyd gesê, bereken die koste. Oor en oor kom die spreek, sy aanmaning, bereken die koste. Lukas 13 vers 24, en ons gaan net nou daarby kom. Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smaalpoort in te gaan. Baie verseker ek, julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Lukas 9:23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, nou word dit die keuses maak om my waarheid te kies oor die wêreldse waarheid. So die boodskap is duidelik, los jou bagasie voordat jy ingaan, daar is nie plek daarvoor nie. Los jou ou self en jou eie selfbeskikking agter. Los jou drome en ambisie, jou soewereiniteit oor die eie lewe, los dit agter. Want dit wat jy gaan kry is soveel meer waarin jy werklik in vryheid kan lewe, terwyl jy hier in gebondenheid aan die wêreld lewe. Jou sin van eie waarde, los selfs dit, want jou waarde moet in Christus bereken word, nie in jouself nie. Nou, Matteus 13 het Jesus baie duidelik dit geïllustreer met, toe hy daar die hele paar gelykenisse van die koninkryk van die hemele gegee het. Hy het gesê, so is die koninkryk van die hemel, dan gee in daar Matteus 13 verskillende gelykenisse om te illustreer. Byvoorbeeld, dat dit soos 'n verborge skat is, wat jy alles sal opgee om te vind, of 'n kosbare parel wat jy alles verkoop om daai parel te bekom. Maar die wye poort vra nie dit nie, vra nie van jou om dit op te gee nie. Nee, die wye poort sê, dis maklik
omdat ons dit in die naam van liefde doen. Dis die slagspreuk van die kerk van ons dag, doen dit net in liefde. En ons sal alles akkommodeer en aanvaar. Redding is goedkoop, jy hoef niks op te gee nie, jy hoef niks anders te dink of te glo of te lewe nie, kom maar net in liefde, en ons sal jou lief hê, ongeag wie en wat jy is en hoe jy lewe. En dan kom 'n mens en jy kyk na die kerk van ons dag, waar hulle nie bereid is om God se waarheid te aanvaar nie. En dan ongelukkig dan ook, nie meer 'n boodskap vir die ene het, wat in die verskriklike sonde verval het, wat deur die woord veroordeel word nie. En amper as ons nie in waarheid optree op grond van God se waarheid nie, het ons nie 'n boodskap vir die ene wat dit nodig het om te hoor nie. Maar ons sê nee, kom maar net soos jy is. Kom maar net soos jy is. Ons het jou lief bo alles. Ja, bo alles. Ook bokant God se waarheid. Ongeluk is dat hierdie soort geloof en hierdie soort liefde nêrens heen gaan nie en beslis nie hemel toe nie. Wanneer ons dan na die res van die teks kyk, sien ons dat tot by vers 23 word hierdie boodskap versterk deur die twee weë, die twee bestemmings, die twee groepe mense, twee maniere van optrede, die twee maniere van reaksie, die een lyn na die lewe, die ander lyn na die verderf. En dan wanneer ons by Matteus 7 vers 24 tot 27 kom, bring Jesus dit alles by mekaar met 'n illustrasie. Kyk gerus vir na Matteus 7 vers 24. En waar ons net nou na verwys het, die verstandige man wat sy huis op die rots bou. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie. Want sy fondament was op die rots. Nou, jy begin nie, nadat jy die huis gebou het, om gou die fondament. Die fondament beteken, jy het dit van die begin af op die regte manier gedoen. Toe jy deur daardie noupoort gegaan het, het jy dit op die regte manier gedoen. Jy kan nie op die pad loop en dan weer terugkom deur die poort te gaan. Jy begin met die noupoort en dan is jy op die smalweg. Jy kan dit nie omdraai nie. Jy kan nie eers die huis bou en dan probeer om die fondament reg te kry nie. Dis katastrofies. Elkeen, vers 26, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met die dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval, die waterstrome het gekom, die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm het geval en sy val was groot. Twee fondamente, twee huise, twee uitkomste, twee resultate. En daardie fondament van die gelowige is die woord van God. Die huis wat daarop gebou word, kan die storms weerstaan. Maar die huis wat op sand gebou is, gaan verwoes word. En die fondament word eers werklik ontbloot wanneer die storms kom, geliefdes. Wanneer die aanval kom, die aanslag kom. Maar tot en met die storms lyk almal dieselfde. Maar die storm wys rots of sand. Ewige lewe, ewige verderf. Kom ons kyk nou Lukas 13, dit is ook op die bulletin. Lukas 13, ja, vanaf vers 23. Hierdie is nie Lukas se weergawe van die bergpredikasie nie. Hierdie is 'n ander geleentheid waar dieselfde vraag word gevra nie. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die noupoort. Want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Nou daardie woordjie daar, stry hard, verwys nie hier na die moontlikheid om deur harde werk of eie verdienste in die hemel te kom nie. Nee. Dit verwys na die stryd wat die mens het teen sy eie hoogmoed. Die stryd wat die mens het in sy geneigtheid na die sonde. Die stryd wat die mens het aan die hand van die kwesbaarheid van Satan en die wêreldse stryd waarteen hy staan. Met ander woorde,
Jesus sê hier, onthou, jy is in 'n stryd, maar staan sterk in daardie stryd. Stry hard teen die boosheid wat teen jou aangedring kom. Jy moet verstaan dat jy te midde van 'n groot stryd staan. En dan dink ons onmiddellik aan dit wat ons in die wapenrusting van God geleer het. Efesiërs 6. Efesiërs 6. Maar ons moet ook verstaan dat Satan is die mees effektiewe teenstander wat daar in hierdie wêreld is. En hy is mees effektief wanneer Satan sy waarheid baie naby aan God se waarheid is. Wanneer dit amper of gedeeltelik selfs die Bybelse waarheid bevat, maar nie ten volle nie. Maar ons moet verstaan, geliefdes, daar is nie iets soos 'n amper waarheid nie. Want 'n amper waarheid is 'n skeeftrekking van God se waarheid. Nou kom ons gaan verder in Lukas 13 vanaf vers 25. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het en julle begin buitekant te staan en aan die deur klop en te sê, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink en u het ons op die strate geleer. Wat gebeur hierso? Hy sê dit is soos wanneer die Here sê, okay, hier is die mense wat myne is en die ander wat daar buite is en hy sluit die deure van die huis, sy huis, die hemel. En dan gaan die wat buite staan sê, Here, maar wat van ons? Kyk wat het ons gedoen. Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, ons was deel van die kerk. En u het ons op die strate geleer, ons het onder u lering gesit. Ons het onder u lering gesit. Jy sien, daar's baie mense wat kennis van God het, kennis van sy woord het, maar God self nie ken nie. Hulle ken God nie. Godsdienstiges wat selfs gedien het, maar hom nooit persoonlik leer ken het in sy woord en in sy waarheid nie. En dan kyk ons in Lukas 13 vers 27 waar Jesus dan sê, en hy, die Vader sal vir hulle sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Julle het nooit 'n verhouding met my of my waarheid gehad nie, dis waarop dit neerkom. Vers 28, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf word buite toe. En hulle, die geregtiges, sal kom van oos en wes en van noord en suid en aansit in die koninkryk van God by die gedekte tafel wat God vir hulle voorberei. Dan kan Psalm 23 nee. Hulle sal toekyk hoe hierdie geregtiges aansit by God se tafel. En daar is laastes wat eerstes sal wees en eerstes wat laastes sal wees. In hierdie wêreld gaan julle swaar kry. En julle sal die laastes wees in die wêreld, maar in God se koninkryk sal julle die eerstes wees. Sien, dit is die min wat deur die noupoort van God se waarheid ingaan. Wat op die smaalweg van God se waarheid wandel, wat die koninkryk van God sal sien. Want God se waarheid in Jesus Christus en sy lering is vir hulle die brood van die ewige lewe, soos wat Jesus gesê het. En daarom wat ons weet, geliefdes, Satan se aanslag op gelowiges en op die kerk sal op sy velste wees, op die terrein van God se geopenbaarde woord, die waarheid. Dis op die woord wat die aanslag kom. Net soos 6000 jaar gelede daar in die tuin van Eden. Wat was Satan se strategie teen Adam en Eva? Het God regtig gesê, God se woord was bevraagteken. En dis hoe die aanval na ons toe kom. Bedoel God het regtig so? Sien, as ons dan nie 'n letterlike verstaan van God se woord en sy waarheid het nie, en dat ons die Bybel
hermeneuties reg verstaan, of ons sê, volgens die beginsels van interpretasie reg verstaan, dat ons baie duidelik seker is wat die waarheid is, wat deur daardie teksverse oorgedra word. As ons nie daarby staan nie, dan word ons voete onder ons uitgegrawe en het ons nie die basis, die rots om ons huis op te bou nie. En het ons nie die sleutel om deur die poort te gaan nie. En ons beleef dit in ons daaglikse lewe, baie van ons reeds nou. En ons ondervind die gevolge in ons lewe, baie reeds nou. En ons het dit in die woord van God duidelik gesien toe ons nou Judas se brief gegaan het. En waar ons in Judas 18 en 19 gelees het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelike begeerlikhede wandel. En let mooi, dis nie mense buite die kerk nie, ek het dit destyds beklemtoon en ek beklemtoon dit weer, dis mense binne die kerk. Want hier sê dan in vers 19, en dit maak het duidelik, dit is hulle wat skeuring maak, waar binne die kerk, sinnelike mense wat die gees nie het nie, omdat dit hulle wil dit volgens hulle eie interpretasie, wil hulle dit beleef. Onthou julle aan wie Judas sy brief geskryf het? Wat het in Judas 1 gestaan? Judas 1, kyk gerus daarna. Judas, 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep, in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Sy brief was aan hulle wat getrou is aan God se waarheid, wat geroep, geheilig, bewaar word. Wat meer kan ons dan sê? Wat meer kan ons dan sê wanneer ons hierdie aanslag teen die kerk beleef, die aanslag teen die kerk as geheel en gelowiges individueel beleef, in ons eie lewe beleef, maar dit ook sien waar ons ook al gaan. Ons moet verstaan, geliefdes. Ons moet dit verstaan. Die poort is smal. Of nou. Die poort is nou. En die pad is smal. Dit is wat God wil hê wat ons moet verstaan. Dit is die waarheid waarvoor ons moet lewe. En daardie pad, daai smal pad, is die pad van heiligmaking volgens wat God vir ons gegee het. Daardie lering wat Jesus in die bergpredikasie gegee het. Dit wat die hele Ou Testament bevat vir die gelowige vir 'n Nuwe Testamentiese kerktye. Wat sal voortduur tot en met die wederkoms van Jesus. Dit is die waarheid waar volgens ons moet lewe. Of dan by ons sterwe, of met die wederkoms, wat dan gaan begin deur die weggraping. Ook 'n waarheid wat deur die groot deel van die kerk ontken word. Maar as ons na die woord gaan, hoe kan ons daaraan twyfel? So baie doktrines van die woord wat deur die kerk, wat roem om Christus se kerk te wees, betwyfel word. En ons kyk nou na herhaalde kere hoe dit nou al voorgekom het. Hoe kan ons twyfel dat ons redding begin het nog voor die grondlegging van die aarde, toe God ons uitgekies het by name, persoonlik by name, het hy ons name in die boek van die lewe, die boek van die lam geskryf. En dit is 'n waarheid wat deur 'n groot deel van die kerk ontken word. Die uitverkiesing. Hoe kan ons daaraan twyfel? Hoe kan ons al hierdie heiligmakende doktrines wat in die woord gevind het, betwyfel of ontken, en ons doen dit dan ook as ons nie daarvolgens lewe nie? Verstaan ons dat daar op ons lewe 'n roeping is om te sê, lewe soos wat ek julle leer. En dit is hier in God se woord. Mag die Here ons die krag gee om so te lewe. Om nooit daaraan te twyfel nie. Om te weet
Die poort is nou en die pad is smal. Amen. Ons loof en dankie Vader vir hierdie waarheid. Maak dit ons waarheid, mag dit ons waarheid word in die volle sin van die woord en mag ons dan daagliks oomblik so lewe, want ons weet dit is wat U van ons vra en dit is Here tot U verheerliking. En ons vra dit in die naam van Hom wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons kan lewe, ook vir die ewigheid. Ook volgens U woord, volgens hierdie ewigheidsbeginsels, tot U verheerliking, in Jesus se naam.